In hierdie diens word nagmaal bedien. Sluit saam met ons aan by die tafel deur die eie brood en wyn voor te berei. Wat 'n voorreg om saam met u te wees en die woord van die Here aan u te bedien. Baie dankie aan almal se moeite om dit 'n baie spesiale geleentheid te maak. Ons gaan nagmaal gebruik, dis hoekom u sit soos ons sit. Maar ons gaan ook kyk na die Pasga. Dit wat gebeur het, wat ons laas naweek gevier het. Ons was nou nie by mekaar nie, maar ons gaan net daaroor praat. En kyk wat gaan aan om die Pasga en om Jesus Christus. Ek het die voorreg gehad om Easter United by te woon laas naweek. Vir die wat nie weet wat dit is nie, is waar al die kerke van die Gold Coast by mekaar kom. En alle verskillende kerke. En die Here groot maak en daar was... Hulle sê jy kan nie hoor nie. Hulle kan my nie hoor nie, ok. Kan julle my nou hoor? Sê. Ons het al die kerke daar gehad, daar was 'n paar duisend mense, ten minste. En wat my beweeg het meeste van alles is die jong mense. Hoeveel jong mense gekom het en honger was vir die teenwoordigheid van God. Daar's 'n generasie wat honger is en soekend is na die lewende God. Hulle soek nie 'n godsdiens nie. Hulle soek nie die flaf nie. Hulle soek die lewende God. Gister het my vrou die voorreg gehad om met 'n vriendin op te vang en haar jong seun het onlangs ook sy hart aan die Here gegee. En dis asof die nuwe generasie teruggaan na die oudtydse kerk of die oudtydse celebrations. En die ouetjie het begin Greek Orthodox. Ek weet nie eens wat dit is in Afrikaans nie, om die waarheid te sê. Maar hy begin daarna kyk en wat die simbole is van dit wat hulle doen. En toe sy ma hom nou vra en sê, so, hoekom doen jy dit? Toe sê hy, ek is moeg vir die flaf. En sy sê vir hom, so, what do you mean by that? Wat beteken dit jy is moeg vir die flaf? Hy sê ek soek dit wat werklik is, dit wat lewend is. Ek hoop u soek dit wat lewend is. Ons gaan nagmaal gebruik. Paulus skryf aan die Galasiërs, sy eerste brief wat hy skryf. En al die ander gemeentes bemoedig hy hulle, ek is so dankbaar vir julle, ek is so bid altyd vir julle, maar met die Galasiërs kerk val hy reguit in en hy sê vir hulle, wie het julle getoer om weg te beweeg van hom af, Christus Jesus. Dat julle in die gees begin het en nou probeer julle dit in die vlees volbring. Julle het geestelik begin, maar nou dink julle dat deur julle feeste en julle dinge en al die wette te hou, gaan julle nou julle geloof volmaak maak deur vleeslik te wees. En hy sê, hy gaan uit en hy sê, ek gee nie om as 'n engel uit die hemel vir jou iets anders kom vertel as wat ek jou vertel nie. Wat is sy punt? Dit moet die punt wees van elke lewe wat vandag hier sit. Jesus Christus. Alles gaan oor hom. Hy is die middel van alles, hy is die begin, hy is die einde, ons sien ons versies daar het ek raak gelees, hy is die alfa en hy is die omega. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die volmaakte slagoffer vir my en vir jou geslag, sodat ek en jy vandag kan wees, alles wat God wil hê, jy moet wees. Geen verskonings nie, geen namaaksels nie, geen flaf nie, net die opstandingskrag van Jesus Christus in 'n gees wat weet wie hy is in hom.
Iemand wat bereid is om die ego vir 'n paar minute neer te sit en die knie te buig tot die heerskappy van die koning van die konings en die Here van die Here. Wanneer ons dit doen, wanneer ons alles kan neerlê, want hy sê vir my en vir jou, jy gaan slegs jou lewe vind as jy jou lewe verloor. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n mengsel van die twee nie. Daarom dit wat ons vandag oor gaan praat. Die Here het my genade gegee om te praat oor nuwe skepping. Dis alwaaroor ek praat, die meeste van die tyd. Nuwe skepping. Wat beteken die ou simboliese ark dan? Wat beteken dit wat Jesus op die pas gaan doen het? Wat beteken dit as hy alles volbring het? As op daai berg van verheerliking Jesus en Moses en Elia verskyn, wat was die gesprek tussen hulle? Wat het Jesus vir Moses gesê? Wat die wet verteenwoordig? In my opinie, dink ek hy het gesê, ek vat dit van hier af. Wat hy vir Elia gesê, wat die profete verteenwoordig? Dis oké, jy het jou werk gedoen, ek vat dit van hier af. Ek is die een wat almal voor gewys het. Ek was die een waarvoor die wet gewys het. Ek was die een wat die profete na gewys het. Ek is die volmaakte slagoffer geslag vir jou. Vriend, ek hoop vanmiddag, ons gaan baie skrif lees. Ek maak nie verskoning vir dit nie. Maar ek wil u vra, as u kan, bly wakker. Gee my die aandag, net vir so 30 minute. Luister net met jou gees. Luister met jou gees. Wat hierdie koning vir jou gedoen het. Want as jy dit kan kry, as jy dit kan weet, as daai openbaring van hier af na hier toe kan gaan. Ek sê altyd vir mense, dis die belangrikste 6 duim wat jy ooit kan kry, is van hier af tot hier. Want hier probeer ons alles uitwerk. Ons probeer hom uitwerk. Ons probeer ons godsdiens uitwerk. Ons probeer ons uitwerk met hierdie kop. En jy kan dit nie verstaan nie. Jy moet afgaan na hier waar die gees is. Uit jou binneste sal vloei riviere van lewende water. Dit het hy gepraat van die gees wat hulle sou ontvang. En wat ek en jy nou die voorreg het om te dra. God die Heilige Gees. Wat Jesus verteenwoordig en niks uit hom self uit sê nie. Hy sê, ek praat net en ek verheerlik Jesus. Ek verheerlik die lam geslag. Maar as ek en jy dit nie van hier af tot hier kan kry nie, dan bly dit net 'n kop kennis. Dan kan ek en jy vandag hier ingeloop het en ons kan hier uitloop dieselfde en niks het verander nie. Daar's seker niks wat ek vir jou vandag gaan sê wat jy nie al gehoor het nie. My vraag is nou, het jy dit met jou gees gehoor? Of het jy klaar jou mind opgemaak oor wat dit sê? Kom ons lees Hebreërs en ek begin by hoofstuk 8 vanaf die eerste vers. Ek gaan net tot vers 6 lees en dan gaan ons oorspring na Hebreërs 9 toe. En dan Hebreërs 10 en 11 en 12, nee, net tot 10. Benoud raak nie. Luister na die woorde met u geestelike ore asseblief. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. Wie het so 'n hoëpriester? Ons. Ek en jy. Ons het so 'n hoëpriester. 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer.
Elke hoëpriester wat aan die tabernakel ingegaan het, moes 'n offer bring. Elke een van hulle. Nou sê vers 4, want as hy, hoofletter hy, Jesus, op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters was. Omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien. Soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi. Want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jy op die berg getoon is. Maar nou, luister mooi, maar nou het hy, Jesus, 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is. Nou ons weet van hoëpriester, en hy's ook middelaar van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Kom ons eet en gaan huis toe. Beter verbond, beter beloftes, wettiglik gegrond. Hebreërs 9 vers 1. So het dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. En daarboop die gerubs van die heerlikheid wat die versoensdeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk wat uit onwetendheid begaan het. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak. Dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Weet jy wat gebeur het toe daai voorhangsel skeur? Dit is so maklik vir ons om te sê, die voorhangsel het geskeur. Daai hoëpriester kon een keer 'n jaar daar ingaan en nie sonder bloed nie, nie sonder dat hy gereinig is nie, voor hy daar kon ingaan. En nou kan ek en jy kom en in die allerheiligste in beweeg en 'n verhouding met hierdie Jesus het. Omdat wat hy gedoen het, die middelaar en die hoëpriester. Vers 9, dit was net 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Ek gaan 'n bietjie terugstaan, want ek gaan nou begin opgewonde raak. Daar's iets wat die binnekant gebeur, wanneer jy besef wat Jesus Christus vir jou gedoen het. Daai gewete van sonde, daai gewete van jou skuld, daai gewete wat altyd, ek moenie sondig nie, het hy weggevat. Hy het dit weggevat. Ek het nie 'n begrip van sonde nie. Sonde is nie my probleem nie. En dis gewoonlik waar mense se kakebene uithak. Jy kan nie dit sê nie. Nee, ek kan. Want die offers wat voorheen gebring was,
kon nooit my gewete reinig dat ek die geregtigheid van God is in Christus Jesus nie. Nooit. Die Bybel sê nooit. Dit kon dit nie doen nie. Omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassings en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Dit was net 'n voertuig wat ons gebruik het tot ons gekom het by die tafel, die lewende nagmaaltafel van Jesus Christus. Dit was wasseling vir onderst. Dis hoekom ek sê, vir hierdie jong mense, ek kyk so nou en dan Facebook. Ja, glo ek kyk, ek weet om Facebook te werk so nou en dan. Moenie my vra om iets te post nie, maar ek kan lees. En dan praat hulle nou van die nuwe Bybel en die Hebreëse Bybel en die King James is nie meer die werklike Bybel nie, want King James het die Bybel gedraai om sy koninkryk te beïnvloed en wat ook al. En hierdie jong mense word geïndoktrineer met al hierdie dinge, die informasie wat jy wil oorvat en vir jou sê dat jou geregtigheid en jou regverdigmaking gaan kom deur dit wat jy doen. En ek wil vandag vir jou sê, jong man, jong dame, jy gaan baie energie en tyd spaar as jy vandag na my luister. Jou geregtigheid is net in hom. Dit word net gevind in hom en wat hy gedoen het. Jy sal nooit goed genoeg wees nie. Asseblief moenie dink ek gaan goed genoeg wees nie. Ek gaan die ding hou en daai ding hou en die ding doen en so en ek gaan terugwerk na die Ou Testament toe en die wat. Hy is alles. Hy is alles. Hy is daai waskolom, hy is daai kandelaar, hy is die brood, hy is die manna, hy is die water, hy is alles. Hy is die brandoffer, hy is die slagoffer, hy is die spysoffer. Alles wys na hom toe. Hy is op elke bladsy van die Bybel. Ons weet dit. Ons weet dat die Ou Testament word in die Nuwe Testament word in die Ou Testament weggesteek. En dan word die Ou Testament in die Nuwe Testament geopenbaar. Dis 'n openbaring van al daai beelde en goed wat gebou is om jou en my te kry waar ons weet wie ons God is en ons koning is en ons die knie buig tot die heerskappy van Jesus. Nie na 'n klomp dinge wat ons doen nie. Het ons dit nodig? Weet jy, onthou daai bandjies wat ons gedra het, nee, what would Jesus do? Onthou julle daai tyd? Niemand dra dit mee nie, want ons gee nie regtig om wat hy, nee, dit is nie waar nie. Maar onthou julle? WWJD, what would Jesus do? Want dit is 'n herinnering. Ek het geen probleem met mense wat dinge gebruik om hulle te herinner aan dit wat Jesus gedoen het nie. Ek het geen probleem daarmee nie. Ek praat laas naweek met 'n wedergebore Katoliek. Dis interessant wanneer jy met mense praat van ander gelowe wat dinge bietjie anders te doen as jy, bietjie anders te sien as jy. En op die einde van die dag sê hy vir my, pastoor, wat dink jy? Want hulle het hierdie groot gesprek oor kerke en wie se kerk is die en wat se kerk is daai en my antwoord was, het ons vergeet van die koninkryk van God. Dit was nooit oor 'n kerk nie. Dit was oor die koninkryk van God. Hy het geen ander boodskap gepreek nie. Gaan kyk. Gaan kyk na die disippels. Hulle het geen ander boodskap gepreek nie. Verander die manier wat jy dink, want die koninkryk van God het gekom. En hoe jy ook al dit bedien uit daai koninkryk uit, wat jy ook al moet gebruik om jou te herinner aan wat Jesus gedoen het en om hom die sentrale punt te maak van alles wat jy is en wat jy doen en hoe jy lewe. Hy moet 'n praktiese uitwerking wees van wat jy glo op 'n daaglikse basis. Dit was my antwoord. Hoe affekteer dit wat jy glo jou vandag, hoe jy jou vrou hanteer, hoe jy jou man hanteer, hoe jy jou kinders hanteer, hoe jy jou werkskollegas bestuur, hoe jy die druk hanteer, hoe jy wat ook al. Hoe affekteer die realiteit van Jesus Christus in jou lewe, jou optrede teenoor die koninkryk van God en die wêreld, waarin ek en jy nie gelykvormig wil word nie.
Maar Christus, vers 11, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hoeveel keer het hy ingegaan? Eenmal. Hoe lank is die verlossing? Ewig. Verstaan nie die krag van daai bloed? Eens vir altyd. Eens vir almal. Het jy geweet die mense wat Jesus nie ken nie, die bloed is klaar gestort vir hulle? Hulle weet dit nog net nie. En dis die wonderlike voorreg wat ek en jy het, om hulle te vertel, die bloed is klaar gestort vir jou sonde. Hy het klaar die prys betaal. Hy het dit eenmal gedoen, vir almal, eens vir altyd. Want hy was 'n hoëpriester, wat nie met bokkesbloed en kalverbloed gekom het nie, hy was 'n hoëpriester wat gekom het met sy eie bloed, vir my en vir jou. Want hoor, wat sê vers 13, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak, tot reiniging van die vlees. As dit wat Moses gedoen het, daai bloed gevat het en op jou gesprinkel het, en dit het jou gereinig, en jy, en jy kon wegloop en sê ek is nou gereinig, hy sê vir my en vir jou, as daai bloed daai effek gehad het, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself, deur die ewige Gees, aan God, sonder smet geoffer het. Hy het homself, die woord het vlees geword, onder ons kom woon, hy het homself deur die Gees aan God geoffer. Het jy ooit daaraan gedink? Hy het homself deur die Gees aan God geoffer. Want daar was nie 'n ander offer wat kon betaal vir my en vir jou nie. Daar was nie 'n ander offer wat ons kon losmaak nie. Daar was nie 'n ander offer wat die nuwe lewe in my en jou kan inkry nie. Daar was nie 'n ander offer wat jou 'n nuwe skepping kon maak nie. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God geoffer het, sonder smet geoffer het, hoor wat reinig hy, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Julle gewete reinig om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar, luister na die woorde, van 'n nuwe testament. Sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van 'n testamentmaker aangekondig word. Want as 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalwers en bokke saam met die water en die skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. Hoe lank het dit gevat? Kan jy dit dink? Hulle was baie. Hulle was nie soos ons nie. Hy moes die boek besprinkel, al daai wette, hy moes die mense besprinkel met hierdie mengsel van bloed en hyssop en water en dan sê die Bybel vir ons en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met oog op julle verorden het. Dit is die testament, die bloed van die testament wat God gestel het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig,
dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moet word, maar die hemelse dinge selfs deur beter offers as hierdie. Jy het 'n aardse tabernakel gehad, jy het aardse bloed gehad, jy het kalwers gehad, jy het 'n hoëpriester gehad, hy het gegaan, hy het almal besprinkel, hy het die bloed besprinkel, hy het die wette besprinkel, alles was besprinkel, dit wat hulle gereinig. Nou sê die Bybel vir ons, net soos dit so gebeur het op die aarde, was dieselfde besig om te gebeur in die hemel. Daar was 'n tabernakel waar Jesus sou moes ingaan en sy bloed gee vir my en jou, en waar ek en jy versoen kon word met die Vader. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het met bloed, wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dan gaan ons na Hebreërs 10 toe. Ons is amper klaar. Skep moed, skep asem. Hebreërs 10 vers 1. Want die wet wat 'n skaduwee, ons sien die beeldspraak, skaduwees, beeldspraak, skaduwee, dit was nie die werklike nie, dit was net daar om ons te lei na iets groters toe. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige gewelddade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Oh my God. Jy het jou offer gebring, die priester het jou regverdig verklaar, jy het weggeloop en jy het nog steeds 'n bewustheid gehad van jou sonde. Volgende jaar dan kom jy weer en jy het nog steeds 'n bewustheid van jou sonde. Want daai bloed van kalwers en bokke het nie die kapasiteit gehad om jou gewete te reinig nie. Het nie die kapasiteit gehad om jou vry te maak nie. Dit het die kapasiteit gehad om jou sondes te bedek. Maar dit het nie die kapasiteit gehad om jou sondes uit te wis nie. Ek hoop jy kan die verskil sien vandag. Anders, as dit kon doen, as dit tot volmaaktheid kon gelei het, sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig, nadat hulle eenmal gereinig is, geen bewussyn meer van die sonde sou gehad het nie. Wat was die doel? Dat jy geen bewussyn van sonde meer sal hê nie. Dit tilt my kop, dit moet jou kop tilt. Ja, maar wat is ek sondig, maar wat is ek... Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy en ek moet geen bewustheid van sonde hê nie. Dit moenie vir jou 'n probleem wees nie. Die enigste een wat jou gaan kom herinner dat sonde 'n probleem is die vyand van jou siel, die Satan. Hy gaan jou kom herinner, maar God die Heilige Gees gaan jou herinner dat jy is geseël met die Heilige Gees, jy's 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Daar's nie 'n manier hoe jy my uit dit uit kan praat nie. Ja, maar ons almal sondig. Doen wat jy wil, glo wat jy wil. Ons gebruik dit. Ons gebruik daai verse uit konteks uit. Almal het gesondig en net ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Is dit 'n waarheid? Ja, dit was 'n waarheid in my lewe. En toe kom ek by Jesus uit. En toe sê ek, Here, ek kan hierdie nie doen nie. Kan nie asseblief my was met die bloed? En hy het my gekom en hy het my gereinig en hy het my gewas en hy het my gewete skoon gemaak. En hy het my begin verklaar, ek het begin lees, ek is die geregtigheid van God. I have been justified by faith, just as if I have never sinned.
En ek het begin in daai realiteit lewe. Ek het begin ek wil sê, sonde het afgeval. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, Jesus, dis wat hy sê, slag, ag ek hoor die hoop my van, ek hoor die hoop, ek hoor die, ek hoop, dat ek 'n bietjie water drink. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom. As jy dit kan kry, as jy die volgende versies kan kry, dan kan ons jubel en juig. Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie. Wat? Al daai offers verniet. Al daai bokke, al daai kalwers, al daai verniet. U wou dit nie hê nie. Dis wat nie u wou dit nie hê nie. Hoekom sou u dit nie wou hê nie? Want dit kon jou nooit volmaak maak. Hy het geweet jy sal altyd kort wees. Hy het geweet daai goed gaan jou net bedek, het gaan jou bring tot naby, maar het gaan jou nie bring tot in nie. Hoor wat sê hy? Slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Vers 6. Ek is baie meer opgewonde as u, dink ek. U beteel dit net, ek weet. Hoor hierdie. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Wat? Wat bedoel jy? Ek het sonde gedoen, ek bring my sondeoffer, dis wat die wet sê, dis wat ek doen. Dit het u nie behaag nie. Hoekom kon dit u nie behaag nie? Hoekom kon dit wat ek doen nie u behaag nie? Want dit was nie volmaak nie. Toe het ek gesê, Jesus wat praat, hy sê, u het vir my 'n liggaam berei, u het my gesê, wil jy in daai liggaam inklim en vir hulle gaan wys wie ek is? En hy sê, ja, want spysoffers, brandoffers, daai goed, het u nie behaag nie. U het vir my 'n liggaam berei, ja, ek sal inklim, en ek sal afkom aarde toe, en ek gaan vir hulle wys hoe lyk 'n verhouding met iemand wat in 'n verhouding met God die Vader loop. Ek gaan vir hulle 'n nuwe realiteit bring. Ek gaan vir hulle bring die koninkryk van God. Ek gaan vir hulle wys dat ek het nie gekom om die wêreld beter te maak nie. Ek het gekom om 'n nuwe realiteit te bring. Het jy dit geweet? We're just passing through. Hier is nie ons huis nie. Maar ons kry so wonderlike voorreg om die koninkryk van God vas te maak op hierdie aarde. Om te wys daar's 'n ander realiteit. Hy sê vir ons, toe hulle hom aanval en hulle wil hom kruisig en goed, hy sê, ek kan duisende engele roep om my te kom help. Maar dis nie, vir my was daar 'n liggaam berei, en hy het my gevra, sal jy gaan, en sal jy vir hulle gaan wys, want ek sê nou vir jou Jesus, die bokke en die kalwers en goed, gaan nie hulle sonde kan wegvat nie. Hulle gaan altyd voel hulle is alleen, hulle gaan altyd afgesny voel, hulle gaan nooit voel hulle is my kinders nie, hulle gaan nooit kan sê, Abba Vader nie, asseblief, wat sê hy? En hy sê, toe het ek gesê, kyk, ek kom. Ek is opgewonde. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Ek het happy dance. Ek sê, ek vra my vroukie, ek is so stil en totdat ek hierdie lees en dit begin my beweeg. Dit begin my beweeg. Want ek besef wat betaal was. Jy was nie gekoop met silwer of goud nie, vriend.
Jy was gekoop met die kosbare bloed van die lam. O, kosbare bloed. Kom ons lees, ons het nog 6 versies. Is julle reg? Ja. Niemand nog aan die slaap nie. Skud maar net die ou broer of suster hier langs jou, sê kom maar, ons is nog net 6 om te gaan, hy is amper klaar. 6 om te gaan van die Hebreërs, dan gaan ons bietjie oorspring na ander toe. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondeoffers, al die offers, né? Spys, brand, sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Hy meng nie die twee nie. Asseblief, moenie verkeerd verstaan nie. Jy kan nie die ou verbond en die nuwe verbond meng nie. Jy's either op die een of jy's op die ander. En ek wil vir jou sê, as jy gaan besluit om op die een te wees, op die Ou Testament en die ou verbond, maak seker jy hou al daai wette. Maar die Bybel sê, as jy een oortree, het jy almal oortree. Ek weet aan wat sy kant ek wil wees. Beteken dit, dat daai waskolom, al die sinnebeelde wat ons gebruik het, beteken niks vir my nie. Natuurlik beteken dit iets. Die Bybel sê, hoor wat sê die Bybel vir ons kan nie daar verby gaan nie. In 2 Timoteus 3, die hele skrif. Hoeveel van die skrif? Die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif, van Genesis tot Openbaring, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Nuttig vir wat, Johan? Tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom, Johan? Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So baie keer klink dit of ek met u beklei. Baie keer klink dit of ek aggressief is. Lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing. Nêrens sê dit streel van die ore nie. Nêrens sê dit moenie hulle uitdaag nie. Nêrens sê dit hulle moet van jou hou nie. Dis nie wat die werk, ek moet seker maak dat die mens, die kind van God is wat die woord hoor, dat u volkome toegerus kan wees vir elke werk. En ek kan dit nie altyd doen deur u vriend te wees nie. En die jonges, ons is moeg vir die flaf. Is tyd vir die krag van God om terug te kom in sy kerk. En ons gaan dit sien. Ek wil vir u sê, maak maar spasie. Maak maar spasie, die Here beweeg. Kom ons gaan terug, waar was ons? Hebreërs 10, vanaf vers 8. Nadat hy hierbo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou hy nie hê nie, en het hy nie behaag nie, wat volgens die wet geword, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om die wil te doen, o God, hy neem die eerste weg om die tweede te stel, deur hierdie wil, deur die eerste weg te neem en die tweede te stel, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Christus, net eenmaal. Jy geweet jy is so heilig as wat jy ooit sal wees? Oh, jy ken my nie. Jy weet nie wat ek 'n uur terug gedoen het nie. Het jy geweet jy is so heilig as wat jy ooit gaan wees? Ek glo my nie. Ek kan sien. Ek kan sien die glo my nie. En dis oukei. Kom ek vra jy vraag. Het die tyd, nee, ons is nie haastig nie, ons gaan nie uit of iets nie, ons gaan 'n bietjie kuier. Kom ek vra jy vraag. Dink jy werklik, ons sê nou, jy is die tempel van God, en God woon, waar? In jou. Dink jy werklik dat God gaan in 'n onheilige ding kom bly? Gaan hy? Hy's lig, in hom is geen duisternis nie. So, as hy nou in jou bly, dan moet daar 'n plek wees van jou wat heilig is. Want hy bly daar. Jou gees is splinternuut. Dit is wat nuwe skepping beteken. 'n Spesies wat nog nooit bestaan het nie. Hy het sy gees saam met jou gees gesmeld.
jy is 'n nuwe skepping. Die probleem wat ons het, is ons siel of ons gedagtes moet vernuwe word. Ons moet die ou mens uittrek en onsself met die nuwe mens beklee. En dis alles werk wat ek en jy moet doen. Maar nou raak ons verward. Omdat ons uit die siel uitlewe en veroordeel voel en die gewete is vol sonde en vergeet ons wie ons is in die gees. En ons laat ons deur ons gevoelens en emosies lei en wat die gedoen het en wat ek nie gedoen het nie en ek het nie genoeg gebid nie en dit het niks te doen met jou heiligmaking nie. Jy is heilig, wat sê die Bybel? Wees heilig, want God is heilig. Hoe kan jy dit doen? Jy kan nie. As jy alleen kon heilig word, het Jesus nie nog nodig gehad om te sterf. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmal. En elke priester staan wel, dag vir dag, om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En raai wie sit daar saam? Raai wie sit daar saam met hom? Julle is nie seker nie. Raai wie sit daar saam met hom? Kom ek vra jy weer. Raai wie sit daar saam met hom? Ek en jy is saam met hom gesete in die hemel. Toe hy sy bloed vir jou gee en hy jou loskoop en hy in die troonkamer van genade inloop en sê hier is die bloed vir Johan Duisel. Toe sê die Here, nou sien ek Johan Duisel deur jou. Nou deel ek met Johan Duisel deur jou. Dit wat jy gedoen het. 'n Liggaam was vir jou voorberei. Slagoffers, brandoffers wou ek nie hê nie. Ek wou iemand gehad het, 'n heilige persoon wat vlees kon aanvat en gaan gesterf het vir Johan Duisel, sodat Johan Duisel kan weet, hy is nou in jou, hy's weggesteek binne in jou en sy hele identiteit is wie jy is en nie wie hy is en wat almal om hom sê hy is nie. Hy is 'n nuwe skepping. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, hy is saam met jou gekruisig, maar hy het ook saam met jou opgestaan. En die lewe wat hy nou in sy vlees moet lewe hy in die geloof in jou wat hom lief gehad het en jouself vir hom oorgegee het. Jou iPad, jy wil net af. Ons is nog nie klaar nie, wag. Okay. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetstoel van sy voete, want deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Ja, ek is nou nie volmaak nie, ek is nou maar net 'n wurm. En ons sê dit, ek het dit gesê, ek het dit geglo vir lank. Net 'n sondaar gered deur genade, broer. As dit nie God se genade was nie, is dit die waarheid? Absoluut is die waarheid. Maar ek kamp nie daar nie. Voor ek verstaan het wat hy betaal het en wat hy gedoen het, het ek daar gekamp. Myself vreeslik jammer gekry. Ek was 'n armoedige siel. So jammer gevoel vir myself en ek sukkel so om net die Here te dien, om net te wees wat hy wil hê moet wees. En dan kom die tannies van die kerk en sê hulle, broer Johan, daai jean pants, hoe kan jy die Here met daai jeans aanbid? Trek daai broek uit, dis uit die hel uit. Ja tannie, ja, dis so jammer. Broer Johan, jy lei die voorsang en jy het nie eens 'n das aan nie, jy het geen respek vir God nie. Sorry tannie, jy staan daar, dis hitte, die sweet tap met die das is aan, want hulle het gesê, dis wat hy wil hê. Hulle het gesê, dis hoe hy lyk, hulle het my geleer, dis wie hy is. En hulle het my so gebind, want hulle het gedink dis hoe hy is. Hulle het gedink dis hoe hy werk. Hulle het gedink dis hoe hy is. Was hulle intensies goed?
Absoluut. Daar was het word genoem the holy movement of die heilige beweging. Die bolla, jy moet die bolla hê, jy moet die hoed hê, mans met die hoed dra, kerk toe. Ek het geen probleem met dit nie. As dit vir jou belangrik is en dit laat jou voel jy eer God, doen dit. Maar asseblief moenie my kom vra om 'n hoed te dra nie. My kop is te groot vir hoede anyway. Is dit moeilik? Alright, dit was my inleiding. Kom ons kyk nou na die Pasga. Ek gaan vinnig deurlees. Ek het 'n klomp notas hierso. Kom ek lees dit net vir u. Luister net nog vir 'n paar minute. Hoe laat is ons? Ag, is nou eens 4:15. Dis nog 2 ure. Die viering van die Pasga. Ons het gekyk nou wat Jesus vir ons gedoen het, dat al hierdie komme en wassinge en dinge is belangrik. Jy kan dit nie net uitgooi en sê, wel is nie meer vir my nie. Dit is vir jou. Dit is vir my, want dit alles wys op hom. Dit wys vir jou wat hy gedoen het. Die prys wat hy betaal het. Daai dinge is alles om jou in persoonlike verhouding met Jesus Christus te bring. Waar jy nie 'n godsdienstige kennis het nie. Ja, want ek weet dis mense seker wat in hierdie gebou sit, wat hierdie goed baie beter as ek kan verduidelik. Ek spandeer bitter min tyd in die gedeeltes. Maar ek verstaan wat gedoen was. Ek spandeer meeste van my tyd in nuwe skepping, dit wat Paulus oor my gesê het, dis my bedeling. Dis die verbond wat ek glo ek val in. Dis die Nuwe Testament. So, maar ek gooi nie die oue uit nie. Dit alles is relevant. Die hele skrif is vir my en vir jou ingegee. Nou lees ek hierso wat ek hier neergeskryf het. Tydens sy lewe as mens op aarde het Jesus hom gehoorsaam gehou aan Moses se wette en die voorskrifte. Hy vier die Pasga, ons sien dit op die dag van sy sterwe saam met sy disippels. En jy kan lees van daai Pasga wat ingestel was in Eksodus 12 as jy tyd het. En er word op verskeie plekke in die boeke van Moses word dit genoem. En in die maand van die uittog van Egipte het die Here Moses en Aaron beveel om aan die hele vergadering van Israel te sê dat elke huisgesin 'n lam moes neem. Moes 'n lam wees sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie van die skape of bokke. En dan op die 14de van die maand, Abib, die maand van die uittog wat Nisan genoem word, moes die lam teen die aand geslag word. Van die bloed van die lam moes aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel van hulle huise gesmeer word. Die vleis moes in dieselfde nag saam met ongesuurde brode en bitterkrye geëet word. Dit is vir my interessant dat toe die Egiptenare geslaan word deur die pla, maak die Here 'n skeiding tussen sy volk en die Egiptenare. En wanneer die vee doodgaan, gaan hulle vee nie dood nie, en wanneer die haal kom, slaan die haal hulle nie. Maar wanneer dit kom by die laaste plaag, kon God baie maklik gesê het, wel ek weet wie my kinders is, ek weet wie die Israeliete is, so hulle hoef nie bloed aan die deurkosyn te sit, ek weet wie hulle, die engel sal buitendien verbygaan, maar hy doen nie dit nie. En dit is baie, baie belangrik, dat jy en ek weet, dat jy moet die bloed van Jesus aan jou deurkosyne sit. Dit is belangrik dat jy my hoor. Die bloed van Jesus aan die deurkosyne van jou hart. Daai engel het nie outomaties oorgegaan omdat jy 'n kind van God was of omdat jy die was of hy het oorgegaan want hy het die bloed gesien. Maar die bloed van Jesus 'n teken op jou lewe wees. Elke dag. Elke dag. Die dag wanneer jy voor hom staan, hoop ek nie ek en jy kan ooit sê, ag Here, ek het die of ek het die of ek het die nie. Dat is een ding wat ek wil sê. Laat die bloed van Jesus vir my praat. Laat die bloed van Jesus vir my praat. Die lam moes voor die vuur gebraai word. Ons hou daarvan, né? Braaivleis. Geen been daarvan mag gebreek word nie. Verder moes die volk 7 dae lank ongesuurde brode eet en alle suurdeeg moes uit die huis verwyder word. En daar's 'n hele ritueel wat hulle gedoen het om die suurdeeg uit die huis uit te kry. Ek het nie tyd om dit te verduidelik nie. Alle onreinheid moes verwyder word. En dan die bitterkrye by die Paasmaaltyd herinner aan die bitter verdrukking in Egipte. Die Pasga is die herdenking van die heilsfeit dat die Here die volk gespaar het.
As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Eksodus 12:13. Deur die bloed van die lam word die volk gespaar van die oordeel van die Here oor Egipte gebring het, in die 10de plaag die dood van die eerstgeborene. Die Pasga herdenk ook die verlossing uit die land van die dood en verdrukking deur die Here. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Die Pasga teken die verlossende dade van die Here. Dit kenmerk die heilskarakter van die viering van die Pasga. Verder wys dit 'n sinnebeelding heen na die ewige verlossing deur die lam van God, ons Here Jesus Christus, en na die bruilof van die lam. Verder is daar die gemeenskapskarakter. In ons huidige kultuur is die hoofdoel van maaltyd om voedsel in te neem. Dikwels haastig. In Bybelse tye het 'n maaltyd 'n totale ander karakter gehad. Dit was 'n gebeurtenis. Want by die maaltyd kry die gemeenskap van almal wat saam eet gestalte. Dis hoekom hierdie tafel vandag vir jou gespesifiseer. Nie sodat jy kan eet en kyk hoe vinnig en jy kan gaan vir seconds nie. Maar dis is sodat ons mekaar kan sien. Dit is belangrik. Dat jy mekaar kan sien terwyl ons eet. Dat jy mekaar kan sien. Dat jy kan sien wie deel met jou hierdie oomblik. Laat ons mekaar eerbied kan betoon. Hierdie maaltyd beteken die besealing van die nuwe verbond. Dis wat dit gaan beteken vir my en vir jou wanneer ons dit gaan gebruik. Ek het net so 'n bietjie gaan kyk na die Pasga maaltyd wat Jesus het sy disippels gestuur om Pasga te voor te berei, so hulle sou gegaan het en hulle sou die Pasga voorberei het. En het was interessant die dinge wat hulle gehad het. Die eerste ding was parsley, petersilie. Is dit petersilie? Parsley? Ja. En dan het hulle so 'n kom gehad met sout water en dan het hulle die petersilie, die groen beteken lewe. En dan dip hulle die groen in die water, die soutwater, wat sê van die bitterheid en die verdrukking in Egipte. Dit was hulle hele gedagtegang, is die verdrukking in Egipte, die trane wat hulle gestort het in Egipte. En hoe God, dan haal hulle dit uit, dan hou hulle dit so, hoe God jou uit die verdrukking uit kan kry, uittrek. En dan die volgende ding wat hulle gehad het in 'n bordjie is horseradish. Nou in my familie het ons bietjie met hierdie enetjie gespeel, want ek sê toe vir my familie, wat is Afrikaans vir horseradish? En perderadys, allerhande dinge het uitgekom. Maar dis peperwortel. Nou ek weet nie of iemand al ooit horseradish geëet het nie. Kyk, hy slaan jou sinusse oop, né? Jy weet as jy hom vat, jy vat so bietjie, so skampies. Want wat hy doen, hy laat jou oortraan. En dit het hulle herinner aan die trane wat hulle gestort het in Egipte. Dit het hulle herinner van dit. Dit was 'n bitter kry. Dit was iets wat hulle herinner het van die bitterheid van hulle slawerny in Egipte. Dit was ook die sap wat Jesus gevat het en hy het gesê, wie ook al saam met my sal dip, gaan my verloon. Die realiteit is, elke disipel het ingegaan. Hulle het hom almal gelos. Ek weet ons weet Petrus is die een, want hy het vir hom gesê, die Bybel sê, hulle het almal gesê, ons sal veg tot die dood toe. Ons sal veg tot, hulle het almal weggehardloop, totdat Jesus gesterf het en sy gees gestuur het en daai gees in hulle kom bly en hulle hele lewe omdraai. Ek hoop jy kan verstaan die krag wat gebeur het toe Jesus Christus die Heilige Gees stuur in manne wat weggehardloop het een oomblik en die volgende oomblik die wêreld omdraai. Daai verskil is God die Heilige Gees wat in 'n mens intrek, wat binne in jou kom bly. En was toe hy daar dip en hy gedip het en hy kyk na Judas en hy gee vir hom daardie horseradish, hy gee vir hom en hy sê vir hom, dit wat jy moet doen dit vinnig. En die Bybel sê, daai oomblik het Satan in hom ingetrek. Dit was wat hulle daar gedoen het. Die volgende gedeelte was soos 'n mengsel van appel en neute, dit was 'n soetigheid. So hulle dit geëet om hulle te herinner
dat uit die hartseer uit die Egipte land uit die slawe is daar 'n soete redding wat kom. Al hierdie is voorbeelde van Jesus in alles. Dat hy gaan die een wees wat jou lewe weer gaan soet maak. Daai ding wat hulle so gemeng het hulle herinner aan die boumateriaal om die bakstene te maak. The mortar, wat is mortar? Weet wat ek bedoel, né? Daai klei wat vasmaak. Dis wat hulle aan dink het. Maar ons bou nou vir die Farao, ons bou nou vir die Vader, maar daar kom 'n dag waar ons verlossing gaan kom. En dan het hulle nog 'n ander tipe bitterkry gehad, wat hulle gebruik het, ook in die water gedoop. En dan, so alles wat hulle gedoen het, was in 'n gedagtenis van Egipte en slawerny. Alles. Daai hele tafel, daai hele pasgemaal, was gedoen met die wete van waar God hulle gekry het, waar God hulle uitgebring het. Later, na Jesus se opstanding, is daar 'n paar goedjies bygevoeg. Daar was soos 'n brein eier, wat hard gekook is, en dan breek hulle die dop af, en dan sny hom middeldeur, en doop hulle hom weer in die sout water. Dit praat van nuwe skepping. Dit praat van waar Heilige Gees ingetrek het. Dit praat van 'n nuwe lewe. En dan kry jy die laaste gedeelte was die lam, die lamsvleis, lamb shank, wat nie gebreek was nie, wat hulle geëet het. Alles wys op Jesus. Alles wys op dit. En nou kom Jesus, en ons gaan nou nagmaal gebruik. Nou kom Jesus en hy vat die brood en hy dank die Vader en hy breek die brood en hy gee dit vir die disippels en hy sê vir hulle, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit in gedagtenis van Egipte? Nee. Daar's 'n nuwe verbond. Daar's 'n nuwe verbond. Jy doen dit nie meer in gedagtenis van Egipte nie. Jy doen dit nie meer in gedagtenis van die slawehuis nie. Jy doen dit nie meer in gedagtenis van daai hartseer en daai trane en daai bitterheid wat jy moes deurgaan nie. Jy doen dit nou in gedagtenis van my. En daarna het hy die beker gevat en hy het vir hulle gesê, hy het dit geskink en hy het gesê, hierdie is die bloed van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament. Onthou die bokke en kalwers se bloed kon jou nie reinig jou gewete nie. Maar hy sê, daar's 'n nuwe verbond, daar's 'n nuwe testament wat ek instel vandag. Doen dit in gedagtenis van my, sodat jy kan weet, vandag is jy 'n nuwe skepping in dit wat ek vir jou gedoen het. Jy hoef nie meer in die slawehuis te wees nie. Jy hoef nie meer bakstene te bou nie. Jy hoef nie meer te huil nie. Jy hoef nie meer mismoedig te wees nie. Jy hoef nie angstig te wees nie. Jy hoef nie vreesagtig te wees nie, want ek het alles vir jou betaal. Hy is ter wille van jou oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wie so happy soos ek? Hey, paar. Ons gaan nagmaal gebruik. Ek het baie dinge gesê. Daar's miskien een ding wat by jou uitstaan vandag, daar's miskien niks wat by jou uitstaan nie. Maar ek wil nie hê jy moet hierdie oomblik mis nie. Jesus Christus sy liggaam was vir jou gebreek en deur sy wonde is daar vir jou genesing. Vandag is daar vrede vir jou. Hy was verbrysel sodat vrede in jou lewe kan regeer. Die beste nuus wat ek en jy kan kry is daai bloed was gestort sodat hy jou gewete kan was van dooie werke om hom te dien. Vandag wil ek jy ondersoek net jouself. Dink in jou eie lewe, wat is daar wat 'n dooie werk is, wat jou vashou, wat jou terughou om te wees alles wat hy wil hê jy moet wees. Ek wil vanmiddag vir jou sê, dis reeds betaal. Dis of jy dit kan ontvang. Ek het vir jare gesukkel om te ontvang. Ek hoor wat hulle sê, hy het dit gedoen en dit gedoen. Al wat jy doen is, jy moet dit net ontvang. Hoe ontvang ek dit?
is soos enigiets. Iemand gee jou 'n geskenk en jy vat dit. Jy moet dit vat. Vandag het jy weer die geleentheid om die bloed aan die deurkorsyne van jou hart te plaas. Vandag het jy 'n geleentheid om te kyk, is daar brood wat nie ongesuurd is in my hart nie? Is daar sonde wat nog nie bely is nie? Is daar probleme waarmee ek sukkel? Ek wil vandag vir jou sê, daar's vryheid in hierdie maaltyd wat ons nou gaan gebruik. Hy het dit juis gedoen met die oog om van die Pasga af die nagmaal in te stel, 'n nuwe verbond, 'n nuwe testament, 'n nuwe plek waar ek en jy kan weet, ons is nou kinders van die Allerhoogste God. Ons sê nou, Abba, Vader, dankie Jesus vir wat U vir ons gedoen het. So ek wil hê, vat die brood, wanneer jy reg is, op die eie tyd, neem die brood, sy liggaam wat vir jou gebreek was. Doen dit in gedagtenis van hom, van wat vir jou betaal was. Na die brood het hy die beker gevat en hy het vir hulle gesê, hierdie is die bloed van die Nuwe Testament. Heilige Gees, dat U die Nuwe Testament op ons harte kom skryf. Wie ons nou is in Christus Jesus, dat daar geen gewete van sonde meer is nie. Dat ons gereinig is, ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ons is gewas, ons is gereinig. Vader, vir enige iemand wat vandag sukkel met angs, of vrees, of bekommernis. Ek bid dat die bloed van Jesus hulle gewete kom reinig, kom was. Kom was ons en ons sal wees witter as sneeu. Op die eie tyd, vat die sap, wyn. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.